Welkom. In vandag se les gaan ons die faktore ondersoek wat die tipe besigheid wat 'n entrepreneur kies, beïnvloed. Om hierdie faktore te verstaan is die sleutel tot die bekendstelling van 'n besigheid wat ooreenstem met jou doelwitte, hulpbronne en markomgewing. Teen die einde van hierdie video sal jy die kernelemente kan identifiseer, beskryf en evalueer wat bepaal watter tipe besigheid die geskikste is in verskeie kontekste. Die aard van 'n besigheid word gevorm deur die tipe goedere of dienste wat verskaf word. Byvoorbeeld, 'n vervaardigingsonderneming mag 'n ander struktuur vereis as 'n diensgerigte een. Die besluit om as 'n eenmansaak, vennootskap of maatskappy te opereer, hang aansienlik af van die beskikbare kapitaal. Daarbenewens, entrepreneurs moet hul risikotoleransie in ag neem, aangesien sekere besigheidsoorte beperkte aanspreeklikheid bied, terwyl ander eienaars aan onbeperkte risiko kan blootstel. Wetlike vereistes, soos spesifieke strukture en registrasies, is noodsaaklik vir spesifieke nywerhede of besigheidsgroottes wat die gekose besigheidsoort beïnvloed. Laastens, die verlangde vlak van bestuur en beheer speel 'n deurslaggewende rol, met eenmansake wat volle beheer behou, terwyl vennootskappe of maatskappye gedeelde besluitneming behels. Ten slotte is dit noodsaaklik om faktore soos die aard van die besigheid, beskikbare kapitaal, risikotoleransie, wetlike vereistes en bestuursvoorkeure te verstaan. Hierdie oorwegings is van kardinale belang om 'n sterk fondament vir toekomstige sukses te lê. Onthou om elke besluit met deeglike denke en beplanning te benader.